Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele, wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens, wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here, op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ons gaan vanmôre voort met Efesiërs 4. Dis nou die 4de Sondag dat ons by Efesiërs 4 stil staan. Ons gaan maar so stukkie vir stukkie aan. Efesiërs 4 vanaf vers 17 tot 24 is die gedeelte wat ons vandag doen. Ons lees vanaf vers 17. Die opskrif vir die gedeelte is die ou en die nuwe lewe. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons lees net tot sover. Net weer so ons proses tot sover. Vandag is eintlik maar 'n voortsetting van verlede week. Die temas ons betrokkenheid en toe ons die temas in daai volgorde maand herlewing, geen afgode in goeie tye, toe prioriteite, Pinkster, herlewing in Christene, oorwinning en dan heilige verandering. Nou ons sit die tema van heilige verandering vandag voort, dan nou met hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Net so 'n bietjie om ook dit vir u te plaas, en as ek nou weer 'n keer net so die hoofpunte en die tema van die ander verse in Efesiërs 4 noem, dan is dit so dat dit nou lekker kan van vas lê in die gedagtes, dat u dit kan onthou wat Efesiërs 4 vir ons sê. Die eerste 6 verse het ons mos gesê, is die groot klem wat Paulus daar plaas is, ons lewenswandel moet ooreenstem met ons roeping. Ons het mos gehoor daai Sondag dat dit gaan daaroor dat dit is soos met 'n weegskaal. As jy aan die een kant sit wie jy in die Here is, 'n nuwe mens, iemand wie se sonde vergewe is, iemand wat nou in Christus is, wie regverdig verklaar is, dit kom alles aan die een kant, dan moet die manier hoe jy lewe dit wys. Dit moet ooreenstem, dit moet balanseer met mekaar. Wat jy sê, dink en doen, moet ooreenstem met die belydenis wat oor jou lippe kom. En toe ons die tweede Sondag het ons in vers 7 tot 10 het ons gesien dat Christus, nadat hy die oorwinning behaal het hy die oorwinning koninklik aangekondig. Hy het vir Satan en vir sy trawante, vir die bose magte het hy oorwinnend gaan aankondig dat hy hulle verslaan het, dat hy die oorwinning behaal het, dat sy koninkryk gekom het. En dit het vir ons gesê dat ons is deel van God se koninkryk. Ons is in die koninkryk van die lig. En daarom het die sonde ook nie mag oor ons lewe nie. En ons moet heers. Dit is mos soos wat die Here mos daar in Genesis 4 vers 7, net voordat Kain vir Abel doodgeslaan het, toe hy jaloers geraak het en hy begin dink om sy broer iets aan te doen. Toe die Here vir hom gesê, jy moet pas op,
Die sonde is daar buite, hy wag vir jou, hy loer jou, hy wag jou in, hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet hom nie toelaat nie, jy moet oor hom heers. Ons moet heers oor die sonde. Sonde het nie mag oor ons lewe nie. Christus het dit verslaan. En verlede week het ons dan nog gekyk na vers 11 tot 16, naamlik dat God ons ook deel maak van ander gelowiges se lewens. Deel van 'n gemeenskap, deel van 'n gemeente, saam met wie ons lewe, saam met wie ons groei. En ons het ook ons gesê dat, Paulus het daar gesê, ons einddoel, dit waartoe ons elkeen op pad is om volgroei en volwasse en volmaak, soos Jesus te word. Daai woord wat Paulus daar gebruik is mos die woord vir 'n grondplan. As 'n argitek 'n huis wil bou, dan teken hy eers vir ons 'n plan en dan word die huis volgens die plan gebou. Die plan wat God getrek het vir ons elkeen se lewe, hoe ons uiteindelik moet lyk, is Jesus Christus. Ons moet al meer soos hy begin lyk, soos hy begin wees, soos hy begin doen. Dis ons einddoel en ons moet mekaar help om daarby uit te kom. Ons stap hierdie paadjie saam. En dan kom ons dan nou by vandag se gedeelte, wat nou spesifiek gaan oor die ou en die nuwe lewe, die heilige verandering, wat daar in ons lewe moet kom. Nou, wanneer 'n mens die nuwe lewe begin, dan het 'n mens baie keer nog 'n bietjie van die bagasie van die ou lewe by jou. Dinge wat gevolge dalk van jou sondige lewe van voorheen, wat dalk bagasie is wat jy met jou saambring, of dalk is daar as gevolg van die sonde, is ook sekere dinge soos verhoudinge wat gebreek het, en wat weer reggemaak moet word, of sondige gewoontes wat so deel van jou lewe geword het, dat jy nou 'n nuwe mens geword, jy's nou in die Here, maar jy's nog 'n gewoonte wat gebreek moet word. Jy's nog 'n sondige ding wat nie in jou lewe tuis hoort by iemand wat nou in die Here is nie. Bagasie wat met 'n mens saamkom. En hierdie gedeelte sê vir ons ook dat die Here wil hê ons moet ook van die bagasie ontslae raak. Die bagasie van die ou sondige lewe. En hierdie gedeelte sê vir ons waarom ons dit moet doen en ook hoe ons dit moet doen. Maar kom ons begin net eers by wanneer begin die nuwe lewe? Die nuwe lewe begin wanneer ek Christus in die geloof as my verlosser aanneem. As ek die dag bewus raak van my sonde en van my verlorenheid en ek besef dat ek die Here Jesus nodig het en ek neem hom aan as my saligmaker en my verlosser en ek bely my sonde voor hom en ek neem hom aan, dan begin my nuwe lewe. Dan word ek regverdig verklaar, my sonde word vergewe, ek is nou 'n kind van God. Maar dan moet daar baie nog daarna gebeur. Dan begin die proses van heiligmaking, begin dan. Waar die Heilige Gees dan vir jou vat, vir jou wat 'n kind van God geword het, en dan begin hy om die dinge in jou lewe wat nie daar hoort nie weg te bytel, weg te vat, om jou al meer en al meer te laat lyk soos wat die Here wil hê dat jy moet lyk. 'n Proses van heiligmaking. Dit is so sê nou maar as ek nou by 'n gym sou gaan aansluit, dan is ek 'n lid van die gym en ek kry 'n kaartjie en ek het toegang tot die gym, maar nou moet ek gaan oefen as ek nou wil lyk soos wat ek uiteindelik wil lyk. Ek lyk nie dadelik soos ek moet lyk nie. Ek sal baie moet gaan oefen in hierdie gym om uiteindelik te moet lyk soos wat ek wil lyk. Dieselfde met die Christelike geloof. Daar's 'n proses van heiligmaking, waar die Heilige Gees ons al meer en al meer vorm om soos Jesus te begin lyk. Die wonderlike is dat God met ons geduldig is. Romeine 2 vers 4 sê ons, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Dink nou net as God nou ongeduldig met ons sou moes wees, elke keer as ons struikel. As hy ongeduldig sou raak en nie soos 'n liefdevolle pa sou wees, wat verstaan nie. Vanmôre toe ek Psalm 103 gebruik het vir die fotum, het ons mos ook gehoor dat soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy hou in gedagte dat ons stof is. Hy weet dat hierdie proses nie altyd vir ons maklik is nie. Om met 'n sondige gewoonte wat oor jare kom te breek, is nie altyd maklik. Dit is partykeer vir 'n mens moeilik om heeltemal van sulke dinge los te kom. Dit is soos wat ons aan die begin, die hele metamorfose ding vir u mos gewys het met daardie eerste video, van die rispe wat uiteindelik soos 'n skoenlapper word. Dis 'n gestoei om uit daai kokon uit te kom. Dis 'n gestoei om uiteindelik 'n skoenlappertjie te wees wat kan vlieg, maar is die moeite werd om deur hierdie gestoei te gaan. Is die moeite werd
dat die Heilige Gees jou die proses van heiligmaking vat, dat jy meer en meer soos Jesus begin lyk. Dit is nie 'n maklike proses nie, maar dit is 'n nodige proses. En nou wil ek eers net 'n storie vertel van twee skoenlappers, voordat ek nou verder gaan met die teks. Daar was eendag twee skoenlappers gewees. Hulle het al twee uit die kokon uitgekom. En hulle het op die takkie, hulle het nou so uitgekom, uitgevreet, en hulle sit nou op die takkie, en nou moet hulle vlekkies eers vol vloeistof word, en hulle moet eers sterk word, hulle moet eers kan oop wees, en hulle moet eers droog word, voordat hulle nou kan vlieg. Die een skoenlapper was baie opgewonde oor die nuwe moontlikhede wat voor lê. Hy het daar op die takkie gesit en het dit vir hom gevoel, hy kan nie wag dat hy skoenlapper nou voluit kan wees, dat hy van hierdie takkie af kan opstyg en kan vlieg en kan gaan kyk na die mooi blommetjies in die bos en die lekker nektar kan gaan drink uit blommetjies uit. Hy kon nie wag om sy lewe as 'n skoenlapper te begin nie. Die ander een het daar gesit en hy het so afgekyk en hy het gesê, "Joe, hierdie tak is hoog. Sien nou net, ons kry nie gevlieg nie. Dan gaan ons baie ver val tot daaronder. Dis vir my vreemd, dis vir my onbekend. Ek weet dan nie. Ek het dit geken in die kokon. Daar was ek veilig. Dit was lekker warm. Ek was veilig. Daar was 'n kokon rondom my. Dit is bekend vir my. Ek dink ek gaan nie weer terug sien toe." Die ander een het gesê, "Nee man, hoe kan jy wil teruggaan na die kokon toe as jy nou kan vlieg?" En die ander een het bly sê, "Nee, ek weet nie, ek is bang vir hierdie nuwe ding nou. Ek gaan liewerster terug kokon toe." Op die ou einde het die een skoenlapper sy vlekkies gevat en hy het gevlieg. En hy het hierdie wonderlike lewe van 'n skoenlappertjie gekry en hy het dit geniet, elke oomblik daarvan. Die ander een het teruggegaan na sy kokon toe. Intussen het daar ook nog 'n paar wurms ingegaan, 'n paar ander lelike goed in die kokon in, maar hy het homself ook daarin gewurm, want dit is waar hy veilig voel in sy ou lewe. Dis vir hom bekend, dis vir hom warm, hy voel hier, voel ek lekker tuis. Nou moet jy verstaan, as ek nou hierdie storie vertel, wat dit vir ons wil sê op 'n geestelike vlak. Ons is skoenlappers, die Here het ons verander. Ons is deur hierdie metamorfose. Ons het die ou mens agtergelaat en ons het Christus aangeneem, ons is die nuwe mens. Maar nou is daar party mense wat, al is hulle 'n skoenlapper, wil terug na die ou dinge toe. Wil terug na die ou sondige leefwyse, die ou gewoontes, die ou gebruike, die ou dinge wat bekend is. Soos die skoenlapper wat wil terug gaan kokon toe. En dan is daar ander wat sê, maar kom ons leef hierdie nuwe lewe, hierdie oorwinningslewe in die Here. Kom ons leef, ons beklee ons met die nuwe mens, ons leef tot eer van die Here. Die prentjie wil die twee uitbeeld, en die vraag is, as jy nou aan die linkerkant, wil jy terug gaan kokon toe, terug gaan ou lewe toe, of wil jy voluit die nuwe lewe lewe? Nou in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, kry ons dan nou, waarom moet ons die nuwe lewe lewe? En dan hoe moet ons die nuwe lewe lewe? As ons begin by die waaroms. Die eerste, vers 17 tot 19, sou ons kon saamvat deur te sê, ons wat nou in die Here is, ons wat hier hierdie proses is, ons wat nuut gemaak is, ons lewe moet rein wees. Paulus in vers 17 tot 19 sê hy, ek doen 'n beroep op julle broers, moenie langer soos die heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, hulle het nie deel aan die lewe wat God gee nie. Hulle het heeltemal afgestort geraak, omdat hulle in hulle onkunde, hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om alles wat vuil is te doen. So hier praat Paulus met die Christene, en hy sê, moenie langer soos heidene lewe nie. Hoekom sê hy, moenie langer so lewe nie? Want hulle was eers heidene. Hierdie mense in Efese het nie vir Jesus geken voordat Paulus daar gekom het nie. Hulle is in Efese gebore, hulle het in Efese groot geword as heidene, hulle het ook aan die heidense feeste deelgeneem, hulle het ook na die tempels toe gegaan en al die sondige dinge daar gedoen. Hulle lewe was net soos die ander mense in Efese se lewe, vol sonde. Maar nou het hulle vir Christus leer ken. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle, nou kan julle nie meer lewe soos wat julle voorheen gelewe het. Nou dit moes vir hulle seker ook maar moeilik gewees het, want hulle was maar klein gemeentetjies, hulle het in huise by mekaar gekom, so min was hulle.
Nou dink nou net hoeveel mense kan jy in jou sitkamer kry en sê nou maar dit is die gemeente in Efese. En nou moet hulle in hierdie stad waar almal heidene is, waar alles wat elke dag van die week gebeur, heidense dinge is, offers en feeste en byeenkomste en alles, moet hierdie paar klein handjievol mense anders wees. Is nie maklik nie. Maar dit is die opdrag. As jy in Christus is, moet jy anders wees. En eintlik kom hierdie opdrag nie net tot Efese nie, dit kom tot ons ook. Want voordat ons werklik tot bekering gekom het, voordat 'n mens regtig tot bekering kom en die Here Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser, is jy verlore. En as jy vir Christus aangeneem het, dan moet jy net soos die mense van Efese die ou lewe los. Jy kan dit nie meer doen nie. Jy mag dit nie meer doen nie. En jy moet anders begin lewe. Dan moet aan jou lewe gesien word dat jy die ou agtergelaat het en dat jy die nuwe lewe begin lewe. Hoe lewe die heidene? Daar staan hulle gedagtes lei tot niks. Nou, dit beteken die dinge waaroor hulle dink. Hulle dink oor dinge wat tot niks lei nie. Dinge wat van verbygaande aard is. Hulle dink nie aan dinge wat ewigheidswaarde het nie. Dinge wat tydelike plesier verskaf en wat dan uiteindelik brange vrugte ook nog oplewer, maar wat verbygaan. Hulle het nie deel aan die lewe wat God gee nie. En dan sê hy, hoekom is hulle in hierdie toestand? Want hulle is onkundig. En dan sê hy nog 'n ding, hulle is hardnekkig. Hulle verhard hardnekkig in hulle onkunde. Goed, onkunde, ons weet mos ook dat die woord sê, mense gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En daarom is dit so belangrik dat Jesus gesê het, die lande is gereed, maar daar is mense wat moet gaan vertel. Mense gaan weens onkunde verlore. Mense wat nie die Here ken nie, verhard in daardie onkunde en iemand moet vir hulle vertel. En ek en jy moet daardie mense wees, wat met mense gaan praat, wat vir mense van die Here Jesus gaan vertel, dat hulle nie langer in onkunde sal bly nie. En die ander ding wat hulle doen is, hulle is hardnekkig. Ons kan dit ook vertaal met hardkoppig. Die Bybel sê baie keer dat ons moet sulke ontvanklike harte soos kinders hê. Sagte harte. Harte wat ontvanklik is, wat oop is, wat leersaam is, wat bereid is om in te neem en meer van die Here te leer. Maar baie keer is mense hardkoppig, is mense hardnekkig. Wil hulle nie die goeie hoor nie en wil hulle in die oue volhard. Dit is wat ons van die heidene of van die mense in Efese lees. En wat verder gebeur is, Paulus sê hulle raak heeltemal afgestomp en hulle gee hulle met 'n onversadigbare drang oor aan losbandigheid om alles wat vuil is te doen. Daai Griekse woordjie vir afstomp beteken om 'n eeld te hê. Daar is so 'n prentjie van eelte hierso op die hand. Jy weet mos wat is 'n eeld. 'n Eeld is mos waar die vel verdik en verdik en verdik en uiteindelik as 'n mens 'n stewige eeld het, dan is jy mos half gevoelloos ook daar. Daai plek voel nie so goed nie omdat die vel so verdik het daarso. Dis eintlik wat Paulus sê. Hy sê hulle kry eelte. Hulle harte kry eelte vir die Here. Ek het sommer hierdie prentjie ook bygesit, 'n brandwurm. Ek weet nie wie van u al gevoel het hoe 'n brandwurm kan brand nie, maar ek het al gevoel en dit was vir my nogal 'n bietjie seer geweest. Maar een keer in 'n vorige gemeente het die tuinwerker in die kerktuin, ek het gestaan en gesels en daar het so 'n brandwurm teen 'n boomstam opgeloop. En ek het vir hom gesê, het so 'n ding hom al gebrand? En hy sê vir my, dit my al gebrand. En ek sê vir hom, ja, en dit was my baie seer. En hy vat die brandwurm en hy vryf hom so tussen hierdie twee vingers heeltemal pap. Hy sê vir my, is nie vir my warm nie. So hard was sy vingers, die eelte en die harde vel, dat dit hom niks gemaak het nie. En nou kom hierdie gedeelte en hy sê, mense wat ongehoorsaam is aan die Here, loop nader aan die gevaar om eelte in hulle hart vir die Here te kry. Om nie meer te hoor wat die Here vir hulle sê nie. Om doof te raak vir die Here se stem en nie meer sy influistering te hoor nie. En daarom is dit so belangrik om te luister. Daarom dat die Hebreërbrief so baie keer sê, vandag, as jy die Here se stem hoor, moet jy luister. Vandag, moenie hardkoppig wees nie. Moenie 'n eeld begin ontwikkel nie. Hou 'n sagte hart vir die Here. En dan verder ook sê hy, dat hulle gee hulle aan 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oor, om alles wat vuil is te doen. Wat hy op totale verval.
die uiteinde van heidense leefwyse. Nou kan jy sien, as Paulus nou hierdie dinge beskryf, dan sê hy vir ons, dit is hoe heidense lewens lyk. Dit is hoe die ou lewe lyk, die lewe sonder Christus, die lewe buite Christus. Vir die Christene in Efese, so het julle voorheen gelewe. Vir ons, die Christene in Kanonkop, voordat jy vir Christus geken het en aangeneem het, was dit jou lewe. Dit pas nou nie meer by jou nie. Nadat jy Christus aangeneem het, moet jy 'n nuwe mens wees. Lê hierdie ou dinge af. Speel klaar daarmee. Die tweede rede waarom ons die ou dinge moet aflê, is omdat dit gewoon ook nie by ons pas nie. Eintlik het ek dit al reeds vir u gesê met alles wat ek tot nou toe gesê het, maar 'n sondige lewenswyse pas nie by ons nie. Dit is soos daai dartjieskyf of lemoenskyf of wat ook al in die knoffel. Dit is verskillend. Dit pas nie by mekaar nie. Maar nou wil mense baie keer hulle sonde regverdig. Hulle sal nou sê, ag, myne is nie so bad nie. Ander ouens, jy moet sien hoe ander ouens sonde doen. Dit is verskriklik hoe ander ouens, myne is nie so bad nie, myne is maar net, ek is net 'n klein bietjie oneerlik, of ek is net so 'n klein bietjie skelm, of ek is net so 'n klein bietjie dit, of ek is net so 'n klein bietjie dat. Die Here gaan dit mos oorsien. Maar hoe dink jy sal die Here daarna luister? As jy nou by die Here kom staan en sê, Here, jy moet Koos se sonde sien. Koos het verskriklik gesondig. Myne is so klein, jy sien myne mos nou nie raakies, baie myne, kyk vir Koos. Maar die Here gaan nie daar vir Koos kyk nie. Die Here gaan na jou kyk. En daarom moet ons nie ons sonde regverdig en sê, ag, dit is nie so erg nie. Elke sonde wat ons doen, is opstand teenoor die Here. Dit pas nie by ons nie. Daarom dat Paulus in die volgende versie sê, dis mos nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. En omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in hom is. Met ander woorde, om te sê ek is 'n Christen, maar dan wil ek nog vashou aan sonde, beteken eintlik dat ek ontken wie ek is. Want as ek in Christus is, hoor dit nie meer by my nie. En dit is ook nie hoe Christus is nie, en daarom sê ek dan eintlik ook Christus is anders. En Christus is sonder sonde. En as hy ons sy volgelinge maak, pas dit nie by ons nie. Dis die waar ons. Nou by die hoe. As ons nou by die hoe kom, dan gaan dit oor 'n hele klomp keuses wat ons moet maak. Jy het nou duidelik die prentjie gekry, die ou lewe moet eenkant wees, weg. Die nuwe lewe is die lewe wat ons moet lewe. Vers 22, 23 en 24 gaan oor keuses wat ons moet maak. En ons sou kom praat van die verlede, die hede en die toekoms. Vers 22 sê hy, dat ons moet nou lewe, ons moet ophou om te lewe, so die ou mens, en ons moet breek met die sondige mens in ons, wat deur sondige begeertes verteer word. Daar praat hy van die ou dinge waarmee ons moet breek. Die woorde wat hy hier gebruik het, ook die betekenis van aantrek. Ek het nou terug in 'n paar Sondae terug vir u gesê, Paulus vergelyk dit nogal met klere. Die sonde is soos die ou vuil klere. As jy die hele dag gewerk het, is jou klere vuil. As jy vanaand by die huis kom, dan trek jy die vuil klere uit. Jy maak jouself skoon en jy trek skoon klere aan. Paulus vergelyk die ou mens en die nuwe mens daarmee. Jy trek die ou mens, die ou sonde, soos ou klere uit. Jy gooi dit weg, een kant toe. Jy trek skoon nuwe klere aan. Maar nou is die werkwoord wat hy daar gebruik, dat ons met die ou mens moet breek, is 'n werkwoord wat beteken, dis iets wat op 'n stadium in jou lewe 'n finale besluit moet wees. Met ander woorde, dan moet 'n punt kom in 'n mens se lewe, dat jy die besluit neem, nou maak ek die besluit, ek breek met die ou mens. Ek gaan hom nie langer toelaat nie, ek neem nou die besluit. Dis 'n punt waarby elke mens moet uitkom, om daai besluit te neem. Die volgende gaan oor die hede, as hy sê, ons gees en ons gedagtes moet nuut word. In ons gedagtes is waar die groot stryd gevoer word. Romeine 12 vers 2 sê mos, laat God julle vernuwe deur julle denke te verander. Dit is 'n mens se gedagtewêreld, waar die groot stryd gevoer word. Ons gees en ons gedagtes moet nuut word. En dan gebruik hy weer 'n werkwoord wat hy op iets wat jy aanhoudend moet doen. So waar jy een keer die besluit neem, nou breek ek met die ou mens.
Neem jy elke dag die besluit, ek lewe die nuwe mens. Ek vul my gees met die Here se dinge. Ek vul my gedagtes met die Here se dinge. En dan ook as ons by vers 24 kom, dan is dit weer 'n keer op die toekoms gerig, en dit is weer 'n keer werkwoorde wat op die toekoms dui, dat ons al meer en al meer die nuwe mens moet lewe. Dis 'n besluit wat ons gereeld moet neem. Gereeld vir die Here moet sê, Here, ek klee my met die nuwe mens. Ek klee my met die geregtigheid. Ek klee my met vergifnis. Ek klee my met die dinge wat U vir my gee. Ek wil die nuwe lewe lewe. En ek wil breek met die ou mens in my. Dit pas nie by ons as kinders om soos 'n skoenlappertjie terug te kruip in 'n kokon nie. Die kokon is ou nuus. Wat die wurms hom dan nou oorneem. Die skoenlapper hoort nie meer daar nie. Hy lewe die nuwe lewe. Die ou lewe wat jy gehad het voor Christus, pas nie meer by ons nie. Los hom, laat hy vergaan. Lewe die nuwe mens. Kies om dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die gedeelte dat dink my so ook aan 'n aanpaskamer, waar mense in 'n klerewinkel klere van die rak afhaal en dan 'n aanpaskamer toe gaan om dit aan te pas en te kyk, hoe sal ek hierin lyk? En as dit mooi is en dit sit mooi, dan koop ons dit, want ons wil graag so lyk. Here, U kom wys vir ons die nuwe lewe in U woord. En U sê vir ons om dit aan te trek. Skoon nuwe klere, klere van geregtigheid. 'n lewe, 'n skoon mooi lewe, 'n lewe tot eer van U naam. Help ons Here om klaar te speel die ou mens. Here, dit is vir ons baie keer moeilik om met gewoontes te breek. Om met ou dinge klaar te speel. Maar dankie dat U deur die Heilige Gees dit vir ons moontlik maak. Christus klaar die oorwinning behaal het. En die Heilige Gees, ons vra U om dit vir ons te doen, om ons daarmee te help. Ons wil voortdurend bly kies, Here, om ons met U te bekleë en tot eer van U naam te lewe. Dankie Vader vir elkeen wat vanmôre ook hier is, vir elke huisgesin. Dankie dat ons kan bid dat U elke gesin, elke persoon sal seën. Ook die res van ons gemeente, Here, wat nie vandag hier is nie. Bid ons, Here, dat U ook in elke gesin gedien sal word. Dankie dat ons kan bid vir Andrei, wat baie ernstig in die hospitaal in Alberton. Ons bid, Here, dat U vir hom sal aanraak, dat U vir hom genesing sal gee. Dankie dat ons weet, Here, dat hy vir U lief het. En dat ons weet, Here, dat hy in U hande is. Ons bid ook vir sy familie, Here, vir Annelies en Christian, dat U vir hulle ook moedig sal hou. Dankie vir Paul en Manda, wat hulle ook met soveel liefde bystaan, wat ook daar is vir hulle, dat U ook die seën op hulle laat rus. Dankie dat ons kan bid vir almal in ons gemeente, Here, wat deur moeilike tye gaan, wat dit ook al is. Dat ons kan bid, Here, dat U genade en U seën oor elkeen groot sal wees. Dankie Vader vir die hele week wat voor lê. 'n Week waar ons soos 'n opgewonde skoenlapper die lig bestyg, die nuwe lewe kan gaan lewe. Die lewe kan gaan lewe en sy uitdaging sal net wees om hierdie wêreld heel mooi maak en die koninkryk te bevorder. Dankie dat ons dit alles kan vra in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.